Jy kan vanmôre saam met my die Bybel oopmaak by Kolossense, hoofstuk 4. Ons gaan die groete deel van Paulus se brief saam lees, van vers 10 tot vers 18. Die typiese brief in Paulus se tyd het altyd begin met groete, en dan het hy 'n aanhef gehad, en dan het hy 'n rede gehad hoekom hy skryf, en dan het hy gevolg met die brief vir die rede hoekom hy skryf, en dan op die einde van sy briewe het hy altyd 'n groeteboodskap gelos. En vanmôre lees ons dan nou Kolossense sin, baie besonderse groeteboodskap wat hy hier los vir die gemeente. En ons lees dan van vers 10 af, en dit is hoe die woord van die Here klink. Aristarchos, wat hier saam met my gevange is, stuur vir julle groete, ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdragte gekry. As hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. Verder stuur Jesus, wat ook Justus genoem word, groete. Hulle drie is die enigste Jode wat saam met my werk vir die koninkryk van God. Hulle is vir my 'n groot troos. Epaphras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus Jesus, en hy bid altyd ernstig vir julle, dat julle staande mag bly, geestelik volwasse, en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Ek kan van hom getuig, dat hy baie vir julle doen, as ook vir die gelowiges in Laodicea en die Hierapolis. Lukas, die dokter wat ek baie lief het, en Demas stuur vir julle groete. Dra my groete oor aan die gelowiges in Laodicea en aan Nympha en die gemeente wat gereeld in haar huis by mekaar kom. Wanneer hierdie brief klaar by julle voorgelees is, moet julle reëlings tref dat dit ook in die gemeente van die Laodicense voorgelees kan word. En die een wat van Laodicea af sal kom, moet ook by julle voorgelees word. En ek sê vir Archippus, gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi. En nou skrywe ek met my eie hand, groete Paulus, dink aan my, waar ek hier gevange sit, die genade sal by julle wees. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, hoe soet klink die woord vanmôre. Hoe wonderlik dat ek en ons as gemeente dit het, die voorreg wat ons mag hê, om hierdie woord te lees. Dankie Vader, dat U dit vir ons so beskore het, dat ons vanmôre gespaar was om weer te kon hoor uit die lieflike woord. Die woord wat vir ons lewendig maak, en wat vir ons draai, en anders laat dink. Hemelse Vader, dit sal ook nie so wees, as die Heilige Gees nie die geïnspireerdheid daarvan vir ons gegee het nie. En daarom weet ons, o dierbare Gees, dat dit net U is, wat dit in ons harte vir ons kan kom sag maak en breek, dat ons dit kan verteer met die spysverteringskanale van ons gees. Daarom, Here Jesus, eer ons U vanmôre, dat U weer helder klink vanmôre, die gesterfte en die opgestane Here in ons lewe. Mag ons vanmôre met die aanhoor van hierdie woord aan U al die eer bring, en kom werk met ons, o Vader, soos 'n pa met sy kinders, en moet nie een van ons miskyk nie. Ek vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende, jy kan die sitplekke neem. Dit is nou nogal interessant, en dit is nogal vir my 'n baie diep gedagte, dat terwyl Paulus hier in die tronk sit, terwyl hy vasgekeer is, terwyl hy vir sy geloof boet, sê hy met sy eie hand aan die einde van hierdie hoofstuk, die genade sal by julle wees.
Wat sou ek en jy gesê het? Wat sou ons woorde gewees het, as ons vasgekeer was in 'n tronksel, in 'n Romeinse kolonie, ons hande en voete is vasgeketting, waarskynlik met jou hande agter jou op die grond en jou knieë voor jou, en dis hoe jy geboei is. En Paulus sê vir hierdie mense wat by hom in die tronk sit, skryf hierdie woorde neer, die genade sal by julle wees. Dit verstom en verbaas my gemeente, dat die Heilige Gees 'n mens so kan sterk maak. Jy weet, ons het nogal hierdie ding om baie keer dinge wat in die lewe verkeerd loop, te probeer regpraat. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Mense kom kuier dalk by jou in huis, julle sit aan tafel en jy het vir hierdie geleentheid jou beste tafeldoek uitgevoer van Spanje, kom ons nou sê nou maar. En dan terwyl jy so sit en kuier, per ongeluk stamp die man sy beker koffie om op jou pragtige tafeldoek. En wat doen ons? Toe maar, moenie worry nie, alles sal oukei wees. Terwyl jy diep hier in jou hart besig is om te keer en vir jouself te sê, niks is reg nie, maar alles is oukei. Of as jou kind in die huis dalk met 'n bal of 'n pop speel en per ongeluk loop hulle verby een van jou duursame elemente in jou huis, iets wat van ver af oor see ingevoer is, en hulle stamp dit van die kas af, dit val op die grond en dit spat in skerwe. Wat is ma of pa se geneigtheid? Die kind moet van die skerwe bewaar word. Wat sê ons vir die kind? Toe maar, alles is oukei. Toe maar, dit sal alright wees, terwyl jy in jou binneste weet, o my hart is nou stikkend. Dit is nie reg nie, niks is reg nie. Ek het dit al so baie beleef gemeente, en dis dalk so bietjie meer ernstig, wanneer familie of gesinne in 'n huis by een van hulle familielede 'n groot siekte opdoen. En daar kom kuier mense by hulle om hulle te troos. Is dit een van die min dinge wat ons vir mense sê, toe maar, dit sal uitwerk. Toe maar, dit sal wees soos wat dit moet wees. Terwyl ons in ons diepste hart binneste weet, dit gaan nie oukei wees nie. Gemeente, wat maak dit dat gelowige kinders van die Here? Wat maak dit dat ek en jy in ons omstandighede, wanneer dit swaar gaan, wanneer dit met ons nie lekker gaan nie, wanneer ons bedruk word, wanneer ons deur die lewe geslaan word, nog steeds kan sê, alles is oukei. Dis die een ding wat die woord vanmôre vir jou en my kom sê, is daar een woord wat die skrif vir dit gee, en dis die woord genade. Ek dink ons moet vanmôre baie mooi dink oor hierdie woord genade, want ons bring dit baie vinnig oor ons lippe, maar ons bedink dit nie altyd nie. Genade is die een ding wat jou en my vanmôre kom verseker, dat al is niks reg nie, is alles tog reg. Want dit is in God se genade, dat ek en jy alles ontvang het, in Christus Jesus. Dat alles wat ek en jy het, alles wat ek en jy is, alles wat ek en jy ontvang, nie onsin is nie, maar God sin alleen is, en dit die voorreg in Jesus Christus ontvang het. Dis hoekom Paulus in sy gevangenskap vir hierdie gemeente kan sê, die genade sal by julle wees. Ek is in die tronk, niks is reg nie, maar alles is reg. Want die genade van die Here sal by my wees, soos wat dit by julle is. En gemeente, as ons vanmôre oor genade wil dink, is daar so 'n paar dinge wat ons vir mekaar moet sê, wat genade nie is nie. Genade is nie 'n vrywaring vir 'n gelukkige lewe nie. Genade beteken nie, dit gaan met jou voorspoedig gaan nie. Genade is ook nie die waarborg dat jy nooit gaan siek word nie, en dat jy altyd gesond gaan wees nie. Genade beteken ook nie, jy en ek kan ons lewens inkleer, soos wat ons wil, en die Here sal nou maar net inval nie. Dis nie genade nie.
As die woord van die Here praat oor genade, dan beteken dit dat dit wat Christus in sy dood en opstanding gedoen het, kom God en hy kom gooi daai genade op jou en my af. Onder God se wraak uit, in God se genade in. En daar's 3 fasette, 3 karaktertrekke van God se genade, wat ek vanmôre met u wil gesels oor. Die een is genade as vergifnis. En die tweede een is genade as 'n krag. En die derde een is genade as 'n belofte. Wat beteken genade as vergifnis? As ek en jy vanmôre baie eerlik na ons lewens moet kyk, dan sal ek en jy vanmôre vir mekaar eerlik kan sê, alles wat ek droom, alles wat ek al gehoop het om te bereik, alles wat ek al ooit in my lewe nagestreef het, moet vanmôre eerlik gesê word, ek het nog nie daarby uitgekom nie. Ons hoop en ons het hierdie voornemens, dat ons nader aan die Here gaan lewe. Ons het hierdie voorneme, dat ons man of ons vrou liewer gaan hê vandag, dat ons kinders beter gaan beheer, dat ons op 'n plek gaan uitkom, en kan ek vanmôre vir u vra, het julle dit bereik? Ek dink nie een van ons kan vanmôre met eerlikheid en opregtheid sê, ons het bereik wat ons gehoop het nie. Dit is wat genade as vergifnis beteken. Want as ek en jy nie eers die drome wat ons vir onsself het kan bereik nie, hoe kan ons nog die droom wat God vir ons het bereik? Dominee Joe, wat is God se droom vir ons? Dis daai een vraag wat ons altyd oorwonder. Wat is God se wil vir my? Wat is God se droom vir my? Wat is God se plan vir my? Gemeente, net 2 dinge, dis al. As jy die 2 dinge verstaan, verstaan jy God se wil vir jou, jy verstaan sy plan vir jou, jy verstaan sy droom vir jou. Die eerste een is, dat alle mense tot geloof in Jesus Christus sal kom, en deur hom gered kan word. Dis die eerste deel daarvan. En die tweede deel wat daarmee gelyk is dat ek en jy al hoe meer sal vervorm om gelyk te word aan die beeld van Christus. Met ander woorde, om meer te word soos wat Jesus is. Dis God se wil vir jou en my lewe. So as jy wil vanmôre gaan vra, Here, wat is die wil en die doel vir my in hierdie situasie? Het die Here klaar gepraat. Hy het vir jou en my klaar gesê, ontdek vir Jesus Christus in jou lewe, aanvaar hom as jou enigste verlosser en saligmaker, kom tot geloof in hom, en die tweede een is lewe uit daai geloof. Verder kan jy bid waarvoor jy wil. As jy in God se wil lewe, dan kan ek en jy vir die Here vra wat ons wil. Want dan sal ek en jy altyd volgens God se wil bid. Dit beteken dat ek en jy meer sal vergewe. Dit beteken dat ek en jy meer genadig sal wees. Dit beteken dat ek en jy meer onsself sal uitgee as diensknegte aan ander. Dit beteken dat ons onsself al hoe meer sal verloon. Het jy al daarby uitgekom? En nou kom die Here vanmôre en nou kyk hy so na jou en na my. En wat sê hy nou vir ons? Ja, nee, julle is pateties. Ek kan niks met julle doen nie. Julle het nie bereik wat ek gehoop het julle sou bereik nie. Julle is useless. Is dit wat God vanoggend vir ons sê? Nee. Wat sê die Here vir ons? Hier is my genade. Ja, julle het nie bereik wat julle moes bereik het nie. Julle het nie die beloftes wat julle aan julleself en aan my gemaak het nagekom nie. Maar ek gaan julle nie weggooi nie. Ek gaan julle nie veroordeel nie. Ek gaan julle nie eenkant toe stoot nie. Ek gaan vir julle genade as vergifnis gee. Genade as vergifnis kom vanmôre na jou en na my toe, en die Here kom staan voor ons lewens en hy kom sê vir ons, al is niks in jou lewe reg nie, is alles tog reg. Want my genade is vir jou gegee. Die tweede een is genade as krag. Jy weet gemeente, as ek en jy God se vergifnis ontvang, dan gee hy vir ons die moed en die krag om agter hom aan te loop. Dis net vergewe kinders van die Here wat dit kan durf waag om agter die Here aan te loop.
As mense nie eers deur die Here vergewe is nie, dan sal hulle niks met hom te doen wil hê nie. En dit is hoe die wêreld leef. Dink so 'n bietjie aan Petrus. Toe Petrus die aand voordat Jesus gevange geneem is, na Jesus toe stap en hy sê vir hom, Here, selfs al los hulle almal vir u vanaand, selfs al laat hulle almal vir u vanaand in die steek, ek sal nie, ek sal by u kant staan, ek sal saam met u sterf as ek moet. En wat gebeur daai aand? Petrus verloon vir Jesus 3 keer. En vir meer as 40 dae word Petrus uitgelewer aan homself, met skuld bedek. En in Johannes 21, die mooiste prentjie van genade, is 'n God wat op die strand staan en vis bak vir sy disippels. En dan sê daai teks in Johannes 21 so mooi, toe Petrus op die bootjie sien dat Jesus op die strand staan, toe duik hy voor die boot weg, en hy swem met alles wat hy is strand toe. Hoekom? Want hy die genade van God se vergifnis nodig gehad. En toe Petrus op die strand kom en by Jesus staan, toe vat Jesus hom op 'n stadium een kant toe, en hy sê vir hom, Petrus, kom ek en jy maak hierdie saak reg. Sê lief vir my. Ja, Here, u weet met alles in my. Laat my skape wy, Petrus. En toe Petrus die genade van God se vergifnis ontvang, toe gee die Here vir hom die genade van die krag. En Petrus word een van die grootste apostels in ons mense geskiedenis. Dink aan Paulus, 'n groot ywerraar vir 'n vervolger van die kerk, wat met die toestemming van die Sanhedrin met aflaatbriewe geloop het, en mense links en regs gearresteer het, kerke se deure gaan sluit het, en as die dominees nie wou luister nie, hulle sommer gestenig het, want Paulus het die autoriteit gehad wat aan sy kant was, die Joodse reg. En op pad Damaskus toe, oorval die Here Jesus hom in 'n groot lig, en hy gee vir Paulus die genade van vergifnis. Wie vervolg jy, Paulus? Jy is besig om my te vervolg. Wie is u, Here? Ek is Jesus Christus. En Paulus gaan en word met blindheid geslaan. Hy word weggevat na Damaskus toe. Daar wag hy vir 3 dae tot hy weer kan sien, en dan voer die Here hom in die woestyn in. En 3 jaar later kom hy uit die woestyn uit met die genade van krag. En Paulus word die kragtigste prediker in die Nuwe Testament. Die genade as krag kom sê vir jou en vir my, weet jy, alles niks reg nie. Alles daar niks reg nie, kan alles reg wees. Die derde een is die genade as 'n belofte. Jy weet, gemeente, ek en jy kan vanmôre hier kom sit. En ek en jy kan vanmôre moedeloos kyk na môre, want ons weet nie hoe lyk ons môre nie. En ek hoef nie vanmôre dit te verduidelik nie, want ons weet hoe lyk ons môre. Dis swartgallig partykeer, dis donker, dis diep. Ons weet nie wat vir ons môre wag nie, en ons hoop net dat môre sal beter wees as gister. En dan kom die Here vanmôre, en hy kom deur Paulus, in Kolossense 4, vers 18, en die Here kom skree vanmôre oor jou en my lewe, die genade sal by julle wees. Nie die genade is by julle en dan gaan dit weg nie. Die genade was by julle nie, die genade sal by julle wees. Dit is 'n belofte vir ons toekoms. Dat God die môres van ons lewens in sy hande vashou. Dat ek en jy nie aan onsself oorgelaat is en in 'n swartgallige put van weemoedigheid sit en ons is vasgevries nie. Paulus, wat in die tronk sit, as jy Handelinge 16 gaan lees, toe hy en Silas in daai tronk sit en dit middernag word, hulle is vrot geslaan, hulle lywe is stikkend geslaan, hulle bloed loop van hulle hoofde af, hulle lywe is een groot seer, sit hulle in die middel van die nag, 12 uur, en hulle sing lofprysingsliedere oor die groot God wat hulle toelaat om vir hom te mag lei.
Gemeente, hoe hanteer ek en jy dit as dit met ons gebeur? Nee, die Here het van my vergeet. Sien hy my nie raak in my ellende nie? Hoekom het hierdie ding my oorgekom? Wat gaan môre vir my lê en wag? Dan sit Paulus met die boeie agter hom en hy skree, prys die naam van die Here. Mag dit met my nog swaarder gaan, Here, dat u saak gedien mag word. Dat my lewe al hoe meer as 'n drankoffer uitgegiet sal word vir u werk. Sodat, Here, die kruik, die erdepot in my wat gekraak is, Here, hoe meer hy kraak en bars, hoe meer die evangelie uit my mag uitskyn. Genade is 'n belofte, gemeente. Dat jy en ek deur die Here vasgehou word. Dat ongeag wat met ons gebeur, dat ongeag waardeur ek en jy ooit hoef te gaan, daar 'n God is wat so aan jou en my vashou. Dat hy vir ons sê, deur sy groot genade sal hy nooit toelaat dat ons van sy liefde weggevat sal word. En jy sien, dit is wat genade so ongelooflik maak. Want genade gaan teen alle rasionele verstand in. Waar my rasionele verstand vir my sê, dat ek nie goed genoeg is nie. Dat ek nie my drome kan nakom nie. Kom God se genade, en Paulus skree dit, die genade sal vir julle genoeg wees. God se genade kom en sê vir my, al is niks reg nie, my kind, is alles reg. Waar die rasionele denke vir ons sê, ek kan nie uit my eie uit nie, ek het nie die krag om te gaan doen wat die Here van my vra om te doen nie. Kom die Here vanmôre en hy kom sê, hier is my genade as vergifnis vir jou, hier is my genade as krag vir jou. Jy's goed genoeg, my kind. My rasionele verstand sê vir my, Here, U het ons vergeet. U het ons gelos. Ons weet nie wat op ons horison vir ons lê en wag nie. Kom die Here vanmôre uit die tronk in Kolossense, uit die mond van Paulus, die gevangene, die een wat nie geweet het of hy môre het nie. Die genade sal by julle almal wees. Al is niks reg nie, is alles tog reg. Gemeente, daarom kan ek en jy vanmôre rustig by die Here wees. Want ons bedink nie hierdie woord genoeg nie. Genade is wat ek en jy ontvang uit vrye guns alleen. Die Here het nie nodig gehad om ons te vergewe nie. Die Here het nie nodig gehad om jou en my op te roep vir sy diens nie. Die Here het nie nodig om met jou en my 'n pad môre te stap nie. Maar hy doen dit. Hy doen dit want hy sê vir jou en my vanmôre, hier is my genade vir jou. In Christus Jesus, wat vir jou gesterf en opgestaan het. Wat doen jy met God se genade vanmôre, vriende? Gaan sit jy op jou eie hoopie as en bekla jou lot? Die krag is alweer afgewees gisterand. Die waterpype het alweer gebars. My kar is weer deur 'n pothol. Of kom sê ek en jy vir die Here dankie dat ons nog in hierdie wêreld van hom kan lewe. Dat ek en jy nog op hierdie aarde kan loop en lig kan wees en sout kan wees. Dis genade. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, aan U alleen die eer. U wat ons begenadig het in U Seun Jesus Christus. U wat vir ons genade bewys het
deur vir ons kinders van God te maak, terwyl ons dit nie verdien het nie. Dat die groot liefde daarin lê, dat U vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En dankie Here, dat die Heilige Gees ons vanmôre kom vul met die genade van die hemel. Help ons dan om daaruit te gaan leef en te gaan werk in die wonderlike naam, die enigste naam wat aan ons gegee is, Jesus Christus, ons Here. Amen. U het kans om die Here te dien met die dankoffers. Hemelse Vader, dit is vanmôre die gebed dat ons nie net sommer sal gee nie, Vader, maar dat ons dit sal opdra en vir U sal vra, Here, gebruik dit. Help ons ook om dit met verantwoording te bestuur, sodat hulle wat nog nie gehoor het nie sal hoor, en hulle wat nog nie glo nie tot geloof sal kom. Gebruik dan vanmôre ook hierdie dankoffer daarvoor, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie julle. Vriende, ek wil graag net met u gou-gou so 'n paar afkondigings deurgaan. By ons lys van gesondheid. Rachel het vir my vanoggend laat weet, sy is weer by die huis. Sy mag nou vir 4 weke nie op daai been van haar loop of trap nie. So dink asseblief aan haar, dis nog 'n lang bed. Dink maar aan Kas, hy moet heeltyd kos aandra. So ek dink ons moet vir hom eerder bid as vir Rachel. So Driekie is hierso, baie welkom ou Drieks. Ek hoor jy moet nou weer Dinsdag ingaan
en sy sê vir almal wat vir haar WhatsApp en almal wat aan haar dink, sy wil uit haar hart uit vir julle almal baie dankie sê, die ondersteuning is net te veel, maar ou Driekie, ons dink aan jou. Ek het vanoggend gevra moet ons nie maar die saag vat en sny nie, maar ons hoop die dokters kan vir jou nou help, laat daai arm uiteindelik gesond kan word. Dan oom Karel Kombrink, julle weet van hom, besig met kankerbehandeling, Johan Kutse, wat gegaan het vir die knievervanging, dit gaan met hom baie goed, en Willie Pinaar, oom Willie het so 'n bietjie geval, seer gekry, hy het so 'n kanker gewassie wat hulle weer uit sy gesig moet uitsny, ons dink ook aan hom, en dan oom Eddie se vrou, oom Eddie Orton se vrou, Tannie Lorette, sy is in die hospitaal in Pretoria, dokters het agtergekom, daar's soutvlakke in haar lyf wat baie laag is, dis blykbaar lewensgevaarlik, hulle is besig om te kyk of hulle kan uitfigure waar kom hierdie lae soutvlakke vandaan, so u kan ook asseblief aan haar dink. Ons het ook verlede week met oom Johan gesimpatiseer met die afsterwe van Arie, ons wil net weer vir julle sê oom Johan sterkte met hierdie seertyd in julle lewe. Gemeente, dan gaan ek gou oor na ons verjaarsdae toe, so die wat die sjokoladietjies uitdeel, vanoggend verjaar klein Kylie, ek dink nie, is hulle daar in die moederskamer dalk, ek glo nie, Tannie Rosa Malan, en dan Nicoline Meiburg, ek het nie die Meiburgs vanoggend gesien nie, en oom Eddie Orton is nou nie hier vanoggend nie, maar hy verjaar ook vandag. Tannie Lorette sê vir my, sy is vir so 17 dae ouer as oom Eddie, en as hy dan nou verjaar, dan gooi hy nou weer sy gewig rond. So hy kan nou weer van vandag af die leier wees in die huis. Maandag verjaar Rita Beil, en dan Dinsdag Marie Bailey, Nathan, Nathan is hy hier, sy by sy pa, daar steek hy sy hand op. Baie geluk Nathan, mag het 'n mooi jaar wees, en eer hy chocolate stadig op, hoor. Dan die Marie Pinaar, oom Willie se vrou, ons wil vir haar ook net geluk sê, en dan Tron Rousseau, het ek vir oom Tron gesien? Nee, ek het hom nie vanoggend gesien nie. En dan donderdag verjaar Chanel Morgan, Gert Saiman, Mandy Vergoutini, Tannie Mandy is hy hier, daar sit sy, baie geluk Tannie Mandy, mooi en 'n geseënde jaar vir Tannie Mandy. Vrydag verjaar Nadine Bloemeris, en François Fourie, en Saterdag verjaar Danai Skooman. Mense is nooit hier, was Danai hier, daar bo sit Danai, daar sy. Mense is nooit hier as ons verjaarsdae uitdeel nie. Danai, eet hom stadig. Goed gemeente, laaste week voor die skole sluit, so Woensdag het ons net Bybelstudie, laaste een vir die kwartaal, en Vrydag bid ons vir die laaste keer weer in die konsistorie, ons nooi regtig almal van u uit, almal is welkom, en dan volgende Sondag is dit dan weer erediens, dis al wat dan in die week gaan gebeur. Daar's niks verder gemeente om regtig op te rapporteer nie, dink asseblief aan die lande, die 1040 venster lande, hierdie is nou die laaste lande vir die week, wat ons nou vir julle gestuur het, dit gaan eers weer na die vakansie uit, bid asseblief vir hierdie mense in hierdie lande, daar's mense wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie, ek en jy hoor hom weekliks, en dit is 'n groot leemte in die wêreld, en bid asseblief, dat die Here mense sal stuur, middele sal gee, dat die evangelie by hulle sal kan uitkom. Ons gaan afsluit, en ons gaan ons laaste lied, daar's nie 'n beter lied om te sing as genade onbeskryflik groot nie, ons gaan staande al 4 die verse sing, kom ons eer die naam van die Here. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore
seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind nie werd, wou self my sake reël, my lewe ganse tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my onderdors, hield voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar's fees, ek is weer thuis. U seun bring my verlore mens weer in die Vaderhuis. Mag die genade van God die Vader en die liefde van Jesus, die enigste Seun, en die werking van die Heilige Gees by almal van julle wees. Amen.